Vroeger in die week van Pinkster, ons tema was 'n vreeslike, party mense het gesê, dis nogal 'n nare anglicisme, ontklotter. Maar ek het vir die gemeente ook gesê, dis juis met die doel om 'n bietjie mense se kennis, laat mense met kennis neem daarvan, en dan kom kyk waaroor gaan die ontklottering. Nou, ek onthou iemand het een keer 'n ander persoon 'n klot genoem. Wonder ek, wat beteken dit? En besef ek maar, ja, dis nou nie 'n baie mooi benaming vir iemand nie, maar klot is iets wat verstop. En ons het gesien dat, ons weet dit reeds, dat ons geestelike lewe verstop word deur so baie dinge. So baie gevolge van die sonde en sonde self. Maandag aand het ons gepraat oor die leegmaak, of die ontklottering as jy wil, dat ons gees moet leegmaak en moet vul met die Heilige Gees. En vir die wat daar was, gou antwoord, wat is die primêre taak van die Heilige Gees? Hy maak ons nuut, maar hy maak ons meer soos? Nee, mense het nie geluister nie. Ons soos Jesus, en maak ons meer soos Jesus Christus. So as ons die werking van die Heilige Gees in ons lewens wil meet aan iets, dan meet ons dit aan die woord altyd. Die Gees sal nooit teen God se woord praat nie, want die Gees is God, en die Gees laat ons doen en optree en praat en dink soos Jesus praat. Dinsdag het ons gepraat van die ontstopping van vrees in ons lewens. Ons is vir so baie goed bang, dit lê ons lam, en ons kan nie ten volle lewe, ons wat die Heilige Gees ontvang het, as ons nie die Gees toelaat om die vrees uit ons lewens uit te haal nie. En ons het dan nou Woensdag mekaar gesê, as 'n mens die vrees kos gee, dan raak die vrees bekommernis. En bekommernis is dan ook 'n verstopping wat die Heilige Gees vir ons kom ontstop. Vanoggend se laaste tema van die ontklotter reeds is weg met ontevredenheid. Later 'n bietjie meer daaroor. Laat my toe om vanoggend die volgende fotoman hier voor te hou en daarna die seën van die Here oor die uit te spreek. Is 'n baie groot voorreg vir my. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid, en wat sy Heilige Gees uitgestort het, om in ons te kom woon. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, ons Verlosser, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons teksgedeelte vanoggend is 1 Timoteus 6, dit is nou nie dieselfde teksgedeelte as nou die Sondag nie, ons het uit 2 Timoteus uitgelees. Vanoggend se teksgedeelte kom uit 1 Timoteus 6 uit. Liewe gemeente, wil jy nie asseblief die oë toemaak en die hoofde buig, dan dra ons die res van die diens en die skriflesing en die preek aan die Here op nie. Here, onse Here, ons kom kniel vanoggend laag aan die voete, want ons is oortuig in ons harte, ons glo dit met alles wat in ons is, dat daar 'n opperwese bestaan, en U naam is God, Jahwe, soos wat U self voorgestel het aan die kinders. Ek is wat ek is. God sonder begin, God sonder einde. God van die heelal. God van die grootste sterrestelsel. God van die kleinste atoompie. Ja, Here, U is ons God. U is my God. En vanuit U hemelse troon stuur U vir ons iemand. Nie net 'n mens nie. God uit God. Lig uit lig. En die Here Jesus daal vir ons neer na hierdie verdorwe aarde toe, wat as gevolg van die sonde en die gevolge van die sonde op pad was na die dood. Here, baie dankie vir die genade. Dankie dat ons durf waag vanoggend vir U aanbid. Ons wat, wie se lewens ons weet so dikwels so lelik lyk, ons wat soveel
droog maak. Here, soveel verskriklike sonde doen en teen U rebelleer eintlik maar elke dag van ons lewe, dat U ons genadig is, elke dag. Dat U ons genadig was in die Here Jesus, dat U die prys aan die kruis ten volle betaal het. Dat U verbond in stand hou deur die eeue heen, dat dit vervul is. En Here, dat ons kan uitsien dat daar 'n dag sal kom, soos wat U beloof het, dat U sal terugkeer vanuit die hemel uit, Here Jesus, om ons te kom haal. En dan bid ons saam met die kerk van die eeue, kom Here Jesus, kom gou, kom verlos ons en kom haal ons. Maar die ewige lewe begin nie eers die dag as ons by U aansluit in die hemel of in die nuwe wêreld nie. Here, dit begin nou al. En dit beteken ons roeping sal nie eers eendag plaasvind nie, ons roeping is nou al. En U stuur vir ons, U sê gaan uit en maak disippels, gaan leer die mense, amper iets soos gaan wees soos Jesus vir ander. Dis ons uitsluitlike doel op hierdie aarde. Ja, Here, om dalk te oorleef maar om U liefde, U genade aan ander te oorhandig deur woord, daad en denke. En Here, dan besef ons kan nie alleen nie. Ons is swak, ons is onwillig, ons is weerbarstig. Maar Here, U Heilige Gees kom in ons harte. Dankie dat op Pinksterdag die Heilige Gees uitgestort is. Dat ons kan weet, ons het ook die Heilige Gees ontvang. En in die eerste plek is dit nie net 'n gevoel wat ons kry nie. Of ons hoef nie snaakse goed te gaan doen om te weet ons het die Heilige Gees nie. Here, al wat ons moet doen, is om meer soos Jesus te word. Ons kom bid dan vanoggend, Here, kom ontstop, kom ontklotter hierdie verstopte lewens van ons. Vat weg die vrees, vat weg die beangstigheid. Here, gee vir ons 'n hart wat tevrede is in U, met dit wat U vir ons gegee het, sodat ons waarlik kan dien, om weg te draai van onsself, na die een langs ons, want dit is hoe U ons geleer het, Here Jesus. Dis wat U gedoen het, dis wat U gesê het. Ons is dan in afwagting, Here, om te sien wat U verder in ons lewens gaan doen. Ons is in afwagting om te hoor wat U vanoggend vir ons wil kom spreek in ons koppe en ons harte. En ons bid deur die Heilige Gees, Here, dat ons ook deur die woord verander sal word. Dat ons ook nie net sal sing nie, maar werklik sal leef. Ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ons bid dit dan in sy naam, die naam van ons Here Jesus. Amen. Voordat ons uit 1 Timoteus 6 uitlees, ek het al die ou staaltjie vertel, maar ek sal dit seker maar weer vanoggend moet vertel, van destyds, dis nou ander jare, dis nog voor hierdie telebemarking en die internet, wat jy sommer goed aanlyn bestel het, of sommer daar in die dorp 'n groot makro was, waar jy alles kon kry. Het daar so af en toe, en dis nou gewoonlik as die pappas by die werk was, en die mammas alleen by die huis was, het die deur, het was al klop aan die deur, en dat daar 'n oom met nogal 'n netjiese pak gewoonlik gestaan, met so tas in die hand, en die karre daar in die straat gestaan, en hierdie ou het iets bemark. Nou, u moes dit al beleef het, dalk vir die ouer kinders van ons, ek is nou so in my 40's, maar ek onthou dit, en wat het daai mense kom bemark so van deur tot deur? Stofsuiers. En dis 'n maroon stofsuier. Ek weet, as jy so 'n stofsuier gehad het, was jy baie grand geweest. Wat is die naam van daai stofsuier? Kirby. Nee, goed, ek sien dis mense wat hom ken en so. En dan kom sit die oom nou daarin, mense wil nie onbeskof wees nie, jy wil hom nie weg. Dis in die tyd wat jy nog mense van die straat af in jou huis kon inneem. Ongelooflik, ons doen dit nie meer vandag nie. Jy sal ook nie, ons sluit onsself toe, maar dis nou voor die tyd van palisades en devilsvolk en hoë mure om die huise. En dan kom sit die oom, en mens bied nou maar 'n koffietjie aan, en dan bemark jy nou hierdie wonderlike produk, hierdie Kirby, en dit is 'n wonderlike masjien. En dan het hy nou gewoonlik 'n demonstrasie gehad wat hy gedoen het. En dan sê hy vir die kinders, kom nou nader en gaan haal gou julle stofsuier. Dan hardloop ek en sussie gehaal, is die ou Electrolux stofsuiertjie daar in die buitekamer, en dan bring hom ons, dan sê oom, prop hom nou in. En dan stofsuig julle nou hierdie stukkie mat na die beste van julle vermoë. En dan suig jy daai, laat die riffel so staan op daai mat.
Dan sê die oom, goed, plak nou julle stofsuigertjie uit en druk nou die prop in van hierdie Kirby. En dan suig die oom op daai selfde stukkie mat, en daar kom koppies vol stof uit daai mat uit. En dan koop maar nie die Kirby nie, want ons het nie geld vir 'n Kirby nie, en dan is die ouma sterk tussen die bene daar weg. En dan sit jy met so 'n wit stukkie mat, tussen die vuil mat. Nou geliefdes, dis nou eers taamlik later in my lewe dat ek toe nou agterkom het, wat was die beginsel gewees agter hierdie bemarkingsstrategie? Die taktiek wat die oom gebruik het, is een van, dis ook nou 'n anglisisme, van dissatisfaksie. Of kom ons gebruik dan die mooier Afrikaanse woord, onvergenoegdheid of ontevredenheid. Dis die beginsel dat jy moet ontevrede wees met dit wat jy het. En as daai ontevredenheid groei, dan groei die ongelukkigheid, wil ek amper sê, en dan moet jy meer by mekaar maak of meer kry om dit te kan kry wat jy dink jy moet hê. Kyk maar net al die advertensies. Hoekom dink jy is Facebook verniet? Hoeveel advertensies, jy kyk nou 'n videoetjie, dan is dit advertensie, kyk, jy is ek wil sê, ons is die sakker. Ons is, hulle bombardeer ons die hele tyd met, jy moet meer hê en meer hê en meer hê. En beter en beter en beter. Of dit nou skoene is, of dit die nuutste selfoon is, tieners, of dalk die nuutste, mooiste, blinkste kar, of yskas, of huis, of wat ook al. Ons weet, wat is dit, om na meer te hunker, om dissatisfaksie te hê, om ontevredenheid te hê met dit wat ek het. En die hartseer is dat ons wat onsself Christene noem, hierdie ding verder uit mekaar uit spin, self. Want ons gaan en dan vergelyk ons onsself met die buurman, of met ander mense. En dan sien ek maar, ek het so min, arme ek. En dan sal ek enigiets doen om meer en meer geld te kry, om hierdie holte, hierdie ontevredenheid af te koop in my lewe. Die bemarkingsbeginsel van die wêreld, ontevredenheid. Maar die Bybel, wat vir ons kom leer, en die Gees wat vir ons kom leer, daar behoort 'n ander ingesteldheid te wees. Kom ons lees uit 1 Timoteus 6 uit. Ek gaan nou lees van vers 3. Opskrif is daar die vals leer en ware rykdom. Hierdie dinge, sê Paulus aan Timoteus, hierdie dinge moet jy aan die mense leer en dit by hulle inskerp. As iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdiens nie, is hy verwaand en weet hy niks. Hy het 'n sieklike beheptheid met twisvrae, met stryery oor woorde. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakery, voortdurende rusie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is. En hier is die probleem. Hulle dink dat die godsdiens iets is om mee geldelike wins te maak. Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat wil ryk word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in die verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party mense het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie elende op die hals gehaal.
Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof, moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep, en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. En dan gaan hy aan met wat die getuies is van vers 13 af, of die getuienis, en dan van vers 17, gaan hy aan, hy sê, die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God, wat alles ryklik aan ons gee, om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewigheid, mededeelsaamheid. Vergader hulle vir hulle 'n skat wat as 'n goeie belegging vir die toekoms is, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Ons skriflesing tot sover. Vir wie skryf Paulus hier? Ons skryf hy vir die mense van vandag dalk. Ja, ook. Maar hy skryf die gemeente in Efese waar Timoteus bedien het op daai stadium. En ons sien dit, hier's 'n baie belangrike ding wat ons moet raak sien. Dis 'n groot probleem eintlik. Efese se mense, geld het hulle baas geraak. Geld het hulle gees begin beheer. Hulle gees begin beklotter, volmaak en verstop. En soos Paulus sê, as geld jou beheer, is dit 'n broeiplek vir allerlei sondes. Vers 10, geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Nou let wel, wat hy hierso sê, dis nie die wortel van alle kwaad nie, dis 'n wortel. Geldgierigheid is 'n wortel van baie dinge, versoekings, sê hy, skadelike begeertes, oneerlikheid, afguns, beledigings, verdagmakery, risie, daai goed wat 'n gemeenskap wat eens in vrede geleef het, absoluut uit mekaar uitskeer. En ons weet te werk hierdie dinge. Ons weet wat geld aan mense doen en tussen mense doen. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend weet dit. Hoe gevaarlik dit is. Hoe verwoestend dit kan wees. En dan het Efese nog 'n probleem. Die dominees het ook lekker ingespring in die godsdienst gebruik om hulle self te verryk. Lekker misbruik. En die gevolg is dat mense wat geld nagejaag het, van die geloof afvallig geword het. Onthou ons het so 'n paar sondae terug gevra, kan 'n mens afvallig raak as die Here jou aangeneem het en jy het eens jou hart vir die Here gegee. Nou ek weet nie hoe werk dit nie, maar blykbaar is daar, soos gesê, 'n point of no return. Lyk dit vir my uit die Bybel uit dat dinge te ver gegaan het en jy afvallig raak van dit wat jy eens geglo het. Jesus leer vir ons, dis of een of die ander. Daar is nie 'n middeweg nie. Dis of God of geld. Dis of God of mammon. Daai vers 10, ek lees uit die Boodskap, 'n vrye vertaling. Luister 'n bietjie wat sê, hoe vertaal die gedeelte dit. Daar is party mense wat eers aan die kerk behoort het, maar toe so agter geld begin aanloop het, dat hulle vandag nie eens meer 'n lid van die kerk is nie. Ons weet hoe sleg dit nou met hulle gaan. Hulle die een probleem op die ander. In hoofstuk 1 sien ons dat Paulus het hierdie mense op die naam geken. Hy was waarskynlik presies geweet van wie praat hy, as oor die mense praat. En net soos ek en u, ken ons ook mense wat agter geld begin aanloop het, en vandag nie meer die binnekant van 'n kerk ken nie. Wat maande, jare laas in hulle gemeente was, of enigstens betrokke was. En dan vra ons, hoekom gaan dit sleg met die gemeentes? En ons blameer alles behalwe die eintlike kern van die saak. Dat mense begin ontevrede raak het met wat hulle het, en begin fokus het op ander goed as God, en hulle roeping binne dit alles. Later 'n bietjie meer daaroor, maar
Geliefdes, as geld ons gees volmaak, as geld jou gees volgemaak het, dan sal jy nooit tevrede wees in hierdie wêreld nie. En ook nie in die volgende een nie. Want geld skep 'n onversadigbare drang in mense. Ek dink hulle het ons vir Warren Buffett, ek praat onkorrek, maar vir Warren Buffett gevra een keer, het iemand gevra, when is enough? En hy het die sê gehad, just a little bit more. Altyd nog 'n bietjie, jy kan nie die rykste mense in die wêreld wees, daar's altyd daai drang. En daarom moet ons nie ons gees volmaak met goeders nie. Maar ons moet ons gees volmaak met God. Dis waaroor Pinkster gaan. As jy dit kan besef, hierdie Pinksterweek, dan het die Bybel en die Heilige Gees tot u hart gespreek. Goed kan jou nie tevrede maak nie, maar God kan. Daarom praat Paulus oor geestelike rykdom. Is dit nie mooi nie? Dis 'n ander rykdom as wat die wêreld vir jou gee. Dis 'n geestelike rykdom. En geestelike rykdom fokus nie op wat jy nog kort kom nie. Dit fokus op wat jy reeds het. Nou kom ons vat gou eers die geestelike aspek daarvan. En kom ons tel ons geestelike rykdom. Wat is u geestelike rykdom vanoggend? Al het jy nie 2 sent in die bank nie. Wat is hierdie geestelike rykdom wat Paulus sê onuitputbaar is, van onskatbare waarde, ewigheidswaarde? Het jy dalk 'n pa en ma in hierdie oggend of gehad, wat vir jou van die Here geleer het? Dan is jy ryk, geestelik ryk, 'n man of 'n vrou wat die Here ken, kinders, wat vandag kan opstaan en sê, ek glo in die liewe Jesus, ek het my hart vir hom gegee, dan is die stryd reeds gewonne, dan het ons amper gedoen wat ons moes doen op hierdie aarde, dan wil ek amper sê 10 uit 10, ouers wat julle kinders so lei, jou kinders kan wat ook al hê, of wat bereik, as hulle die Here ken, is dit geestelike rykdom, vriende, geloofsvriende, gemeente, 'n kerk om aan te behoort. Hier is die geestelike rykdom wat die Here vir ons gee. Ons moet dit oppas, ons moet dit beskerm, ons moet dit uitbou, opbou. Dis ons plig en dis ons verantwoordelikheid. Want ons is ryk in wat ons het. En ons vier dit. Hoe koppel 'n mens waarde aan hierdie goed? Maar ons loop met 'n ontevrede gees. Ons is onvergenoegd. Want ons fokus op die verkeerde goed. Ons het nie net geestelike rykdom van die Here ontvang nie, ons het ook materiële seëninge. Ons het Woensdag gehoor dat ons nie vir ons hoef te bekommer nie, want God sorg vir ons. Soos die voeltjies en vir die blommetjies en die grasies, sorg hy vir ons. Hy het beloof hy sal vir ons sorg. En dan bid ons, Here, sorg vir my, help my asseblief. En dan staan ek vir my knie af op en dan bekommer ek my nog steeds, en ek is nog steeds ontevrede. Hoekom? Want dit is eintlik 'n emosie van wantroue in God, met ander woorde. God het ons beloof, hy sal vir my gee wat ek nodig het. So my fokus moet wees, in die eerste plek, dat ek van God sal ontvang dit wat ek nodig het. Wat het ek nodig? Wat sê Paulus? Wanneer kan ek tevrede wees? Vers 8. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Daar's 'n ander term, of 'n vertaling van daai woordjie van kos en klere is baie mooi, is onderdak. So as ek en u nou huis toe gaan en ons het 'n huis, ons het onderdak, ons het kos en ons het klere, dan het ons wat ons nodig het. Dan moet ons tevrede wees. Paulus sê in Filippense 4 vers 11, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Hy sê hy was ryk gewees, hy was arm gewees. Nou die Here, hierdie gebed tot die Here is nie een van, ek bid, en dan gaan sit ek op my rusbank, en ek wag dat die Here nou vir my moet voorsien van alles nie. Dis 'n aktiewe geloof. Ek bid, en dan gaan doen ek. Die Here gee vir my die vermoë om vir myself te sorg, vir my en my gesin. Ek het onderdak, ek het kos en klere, en daarom, die vertalingkie in daai vers 6,
van tevrede is 'n ander een as die een aan die begin van die hoofstuk. Hierdie tevrede is 'n gevoel. Dis 'n gevoel wat ek kry van ek het vrede en ek het rus van die Heilige Gees om verseker my ek het genoeg. En ek wil amper vra, wie het nie vanoggend genoeg nie? Van ons wat hier sit nie. Kom sien my na die tyd, ons as die kerk sal graag vir jou wil help. Dan wil ek afsluit met nog 'n gedagte voor ons die nagmaal gaan gebruik. Ons ontvang so baie, ons kry so baie van die Here af, geestelik, materieel. En ons sal baie keer krampagtig aan die goed vashou en selfs nog meer bymekaar maak, want ons is bang vir die toekoms. Rykdom is 'n onsaglike tydelike ding, kan wees. Paulus in vers 18 spoor die mense aan hulle wat tevrede is, met ander woorde, om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Ek praat nou dag met iemand wat vertel hoe hy sy hele lewe lank afbetaal het aan 'n pensioen, en hy het gedink dit gaan nou genoeg wees as hy 65 slaan om nou daarom te kan aftree, daarom nou 'n huisie te kan hê, en hy het sy sommetjies gemaak, en ons weet hoe lyk die ekonomie in Suid-Afrika, en hy sê ek het net eenvoudig nie genoeg vir my en my vrou nie, ons kan nie aftree nie. Ek moet nou op my ou dag aanhou werk, seker tot ek die dag graf toe gaan, want ek het nie genoeg nie. Jy sal nog dink, jy het die een oomblik genoeg of meer as genoeg, en dit kan in 'n oogwink weg wees. Wat dan? Die Bybel sê nee, ons het goeie dade, ons het vrygewigheid, ons het mededeelsaamheid. Wat jy het om te gee, gaan gee dit. Dit is die teken van iemand wat 'n tevrede gees het. Wat tevrede is met wat hy of sy het, is hulle gaan gee. En hulle gaan gee nie sommer net om weg te gee nie. Hierdie is 'n belegging, 'n geestelike belegging wat opbrengs lewer. Dividende, rente. En dit is vir die ewigheid, sê Paulus. Ons sal die vrug daarvan pluk. As jy tevredenheid wil meet aan die buurman of jou bankbalans, sal jou gees vol ontevredenheid bly. Maar Jesus se gees maak ons leeg van vrees, bekommernis en ontevredenheid, sodat ons tevrede kan wees. Aanvaar die werking se Heilige Gees in u lewe. Hy seën vir jou met 'n gesin, 'n dak oor jou kop, klere aan jou lyf, kos op jou tafel. Hy gee vir jou wat jy nodig het. Wees daarmee tevrede. Moenie toegee aan 'n goedkoop ou wêreld wat vir jou goed wil bemark wat jy glad nie nodig het nie. Wat eintlik van jou wil steel nie. Gebruik jou rykdom om ander te seën, sodat daar opbrengs kan wees en rente in God se koninkryk. Dit sal jou gees en die gees van ander vul met tevredenheid. Amen.